Toekomsbou Museum Theater by die Voortrekker Monument in Pretoria integreer 'n tradisionele museum met interaktiewe teater. Dis 'n vinnige reis deur 120 jaar se geskiedenis en ons het kom inloer. Miss Thompson asked us many times a day if we knew how great is Great Britain. She would emphasize to the point of boredom that the British Empire was the largest in history, spanning approximately 13.7 million square miles and including over 20% of the world's population. The sun never sets over Great Britain. Die Museumtheater het so 2 jaar terug ontstaan en as 'n sensoriese manier om die geskiedenis te deel met gehore. En dit is 'n baie lekker interaktiewe manier om die stories te vertel, ons stories weer op 'n vars, nuwe manier te hoor en baie keer stories wat ons nie geweet het of wat ons al vergeet het. Dis regtig ons stories en dis regtig 'n belewenis vir oud en jong. Ek sou die Toekomsbou Museumtheater regtig vir enigiemand aanbeveel, omdat dit nie net 'n hoor van die geskiedenis is nie, maar 'n regtig beleef en 'n sien en 'n tasbare manier van die musiekkamer tot 'n dieper geskiedenis soos plaasmoorde, maar kom die deurlopende verhaal van bou deur. Tot 12 mense op 'n slag kan hierdie produksie saam kom beleef. 68% van Suid-Afrika se bevolking het verstedelik en is afhanklik van boere om kos op hulle tafel te sit. Net verlede jaar is $12,8 miljard se landbouprodukte soos mielies, wyn, tomaties, appels, pere, druiwe, sitrus en wol uitgevoer. Ons boere sorg vir meer as 800,000 plaaswerkers en hulle gesinne. Dis amper 4 miljoen mense. Sjoe. Ja, JP, ons boere is nie stoepsitters nie. Ons kan ons moue oprol en hard werk. As die omgewing net nie so moeilik was nie. Die regering meng in en dreig. In ons land het erfgrond waarvoor my ouma so hard in 1902 beklei het, treurgrond geword. Ek is die aktrise van die produksie en ek vertolk die rol van die vrou, die Afrikaner vrou deur die geskiedenis van 1902 tot vandag toe. My gunsteling is die geheime vergadering vertrek, nie net omdat ek op die verhoor kan skree en so 'n bietjie streng met hulle kan wees nie, maar ook omdat dit is waar hulle eers gemaklik begin raak in die toneel, waar hulle dit geniet, waar hulle saam lag, saam sing, saam speel. Ja, dit is absoluut my gunsteling. Ek wil graag mense hiernatoe nooi, omdat hierdie ons geskiedenis is. Ek was nooit hierdie geskiedenis op skool geleer nie, so dit is 'n lekker opwindende manier om dit te leer en hierdie is ons mense se storie, dis ons erfenis, dis ons geskiedenis. Hulle moet hier uitkom en ook deel daarvan wees. So ek speel basies een van die hoofrolle in hierdie toneelstuk. Ek dien as die storieverteller vir hierdie toneelstuk en basies die leier wat die mense of die gehoor deur elke toneelstuk lei, deur elke vertrek lei. My gunsteling vertrek of selfs gunsteling part van die toneelstuk is definitief die sangklas, nie net omdat dit so interaktiewe toneelstuk is, wat basies die mees interaktiewe toneelstuk is nie, maar ook omdat jy regtig te doen het met wat ons kultuur maak, wat die musiek en die toneelspel kant van ons geskiedenis is. So waar anders sal 'n mens geskiedenis kan leer in so 'n lekker manier as soos wat hierdie toneelstuk elke liewe sintuig raak. So daarom sal ek mense nooi om juis geskiedenis op 'n lekker manier te kom leer. Mense kan die Voortrekker Monument se webtuiste besoek of die Erfenis Stichting se webtuiste. So dis www.vtm.org.za of es.org.za. Wat 'n unieke belewenis. 120 jaar se geskiedenis in 90 minute. En dit terwyl die gehoor sommer deel van die verhaal is. Dis 'n storie vol boustene van hoop, ondanks struikelblokke. Kom loer gerus self.